Ek groet jou in die naam van Koning Jesus en ek wil gou vinnig 'n getuienis deel net aan die Here. Al die eer gee en miskien is daar iemand wat kan vereenselwig met hierdie woord en ek dink hierdie woord is getitel Ken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak. En hierdie getuienis wys net vir ons hoe getrou die Here is en hoe getrou hy aan sy woord is. En dit is iets amazing wat hy in my lewe gedoen het, nadat ek hom vertrou het en ek deel graag die getuienis om vir die Here alle eer te gee. En man, toe die Here my so 'n paar jaar terug red, ek kom met 'n agtergrond van dwelms en losbandigheid en pornografieverslawing en alles wat in die wêreld is. En toe die Here my red daai tyd en hy maak my oë oop, soos Paulus sê, dis asof die skille van jou oë afval en hy wys my die waarheid, hy wys vir my net hoe ek besig was om my lewe te vernietig deur die keuses wat ek gemaak het. En dat hy soveel beter planne het vir ons lewens, as ons net kan oorgee aan hom, en submit onder hom en hom die koning maak van ons lewe, dan kan hy dinge in jou lewe doen wat jy nooit sal kan indink nie. Hy sal jou sonde van jou afwas en vir jou skoon kleed aantrek. En hy sal, as jy hom ken in jou weë, sal hy jou baie gelyk maak. En hierdie getuienis bevestig dit. So ek kom toe uit New Age en al hierdie wêreldse dinge. Maar op daai stadium, ek kom op 'n punt waar ek vir die Here sê, Here, ek het al soveel foute in my lewe gemaak, ek het al soveel mense te nagekom, soveel meisies, soveel vroumense te nagekom, ek was so selfsugtig. Here, ek het soveel foute gemaak, want dit het alles gegaan oor wat ek wil hê, ek wil dit en ek wil dat, en ek kom op 'n plek waar ek oorgee aan die Here, spesifiek wat my lewensmaat aanbetref. So op daai stadium, ek het besluit om my lewe aan die Here te wy en ek wou op daai stadium niks uit te waai gehad het met vroumense nie. Juis omdat ek soveel foute gemaak het en so van die pad af was. En ek kom op 'n punt waar ek vir die Here sê, Here, ek gee nie om hoe lank dit vat nie. Hoeveel jaar, ek gee dit in u hande. Ek plaas my vrou in my lewensmaat, as dit vir my bestem is, plaas ek dit in u hande, Here. En niemand weet hiervan nie, net die Here alleen, binne in my binnekamer, ek het die deur toegemaak, en ek het een hand, het ek vir die Here gevra, om vir my vrou te kies. En ek lees toe in hierdie selfde tyd, lees ek in Genesis hoofstuk 24, lees ek die storie van ou Abraham, wat een van sy slawe gestuur het, om vir sy seun Isak 'n vrou te kies. En hierdie slaaf gaan, en hy gaan terug na Abraham se tuisland toe, om 'n vrou vir sy seun te kies. En die storie net so vinnig opsommend, die dienskneg, hy bid, en hy vra vir die Here, hy sê, Here, jy weet, hoe moet hy nou weet, wat 'n vrou is nou die een wat die Here gekies het? So hy bid, en hy vra vir die Here, vir 'n teken, sodat hy kan weet, wie die vrou is, wat die Here vir Isak gekies het. En ek lees gou so, en hy sê, hier staan ek by die fontein, waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik, dat ek kan drink, en sy antwoord, drink gerus, en ek sal jou kamele ook water gee. Dan is dit sy, wat deur u gekies is vir u dienaar, vir Isak, en dan sal ek weet, dat u trou betoon aan my dienaar. So, hierdie slaaf, hy vra vir die Here om die vrou vir hom te wys, sodat hy weet, wie is hierdie vrou wat die Here kies vir Isak. So was nie van hy gaan soontoe en hy gaan kies 'n vrou vir Isak nie. Nee, hy vra vir die Here, Here, wys vir my. En die Here beloof, as jy hom ken en al sy weë, sal hy jou paai gelyk maak. So ek het die storie gelees en toe dink ek by myself, ag, as die Here dit kon doen vir daai slaaf, dan kan hy dit vir my doen.
So ek gee my vrou vir hom, en ek vertrou vir hom om vir my die regte vrou, as daar 'n vrou is wat hy vir my bestem het, dat hy haar vir my kies. Maar ek sê vir hom, sodat ek kan weet wie die vrou is wat hy vir my kies, vra ek soortgelyk aan hierdie ou, vra ek 'n teken vir die Here. En ek sê nie, jy moet die Here toets nie, asseblief verstaan my mooi. Het gaan nie om oor die Here te toets nie, maar dit gaan om na sy wil te soek, en om konfirmasie te kry by die Here. En niemand het daarvan geweet nie, nie eers Satan nie, want ek het dit in my kop gebid vir die Here. En ek vra toe vir die Here, om vir my vrou, waar ook al sy is, om vir haar 'n droom te gee, 'n spesifieke droom. En ek vra vir 'n paar goed wat in die droom moet wees, en as die vrou na my toe kom, en ek sê vir hom, dis nie gekoppel aan tyd nie, op sy tyd, as hy vir my 'n vrou kies, en sy kom na my toe, en sy vertel vir my van hierdie droom, dan sal ek weet, dat dit die vrou is, wat die Here vir my gekies het. So ek gee my vrou daar vir hom, en ek los dit, en dit is, 7 maande gaan verby, en dis 'n nuwe skooljaar, ek was daar in Limpopo skool gegee, en ek sit in die saal die dag, dis die eerste dag van skool, en my oog vang hierdie breinkop hier so langs my in die saal, 'n nuwe onderwyseres by die skool, maar ek is versigtig met vroumense baie op die stadium. Ek het vriendinne gehad, maar ek het nooit op 'n plek gekom dat ek weer gaan vir 'n verhouding, totdat ek nie konfirmasie gekry het nie. Inteendeel, ek het eintlik vir een van my vriendinne gesê, dat, jy weet, ek kan nie in 'n verhouding met haar gaan nie, want ek het nie sekerheid en duidelikheid van die Here gekry, en ek het nie rustigheid oor dit nie. Maar nietemin tot op die punt so, sy nuwe skooljaar, en sy kom, ek dink skat dit was seker binne die eerste 2 weke wat, sy kom na my toe en stel haarself voor, en ek is baie skepties, ek is versigtig, jy weet, want ek wil nie mislei word nie, ek wag vir die Here. Maar ek het haar seker vir so 2 weke geken, en ons het 'n gesprek die dag, en sy sê vir my, moet asseblief nie dink dat ek nou weird is nie, maar ek wil nou hê, dink gou in, 'n girl wat jy vir 2 weke ken, kom sê vir jou hierdie, so dis buitengewoon. Maar sy sê vir my, ek het gisterand 'n droom gehad, en ek begin te bewe, ek sê, Here, kan dit wees? En sy begin my die hele konfirmasiedroom wat ek vir die Here gevra het, vertel sy vir my. Hy wys vir haar, sy, nou onthou, ek ken die girl 2 weke. Sy sê, ek sien ons huis in die droom, ons huis, ek ken haar 2 weke. Sy sien op die deur, sien sy die naam, Christian en Carmen Kokemoer. En sy, ek weet nie of sy 'n baba ook gesien het, maar sy het 'n paar goed in die droom gesien, maar net om te wys hoe groot die Here is, en hoe hy dit so duidelik gemaak het vir haar. Sy vra vir my, maar wie is hierdie Christian nou? Want my naam is, ek Strauss Christian Kokemoer, maar niemand weet noodwendig wat my middelnaam is. Sy ken my as Strauss, wat ek dit ook my voorgestel het. En op die deur het daar gestaan, Christian en Carmen Kokemoer. So die Here het vir haar gewys, so spesifiek in die droom. En ja, ek getuig net van hoe goed die Here is. En die vraag is vandag, watter areas in jou lewe moet jy die Here in ken? Miskien is jy iemand wat nog ongetroud is. Gaan jy self iemand gaan kies, of gaan jy jou partner vir die Here gee? En is jy ook bereid om, as hy nie vir jou iemand gekies het nie, om dit te aanvaar? En om dan jou lewe te wy aan die Here en aan die evangelie? Ken hom in al jou weë. Ek sê nie, jou paadjie gaan soos myne lyk, en dat jy presies dit gaan kry wat ek gekry het nie, want die Here het verskillende roepings en spesifieke paadjies vir elkeen van ons in gedagte. Maar daar is areas in ons lewe waar ons hom kan ken, waar ons bid en vra vir antwoord, en waar ons 'n area in ons lewe aan hom gee, en as jy hom ken in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Ek kan getuig daarvan, dis wat hy met my gedoen het. En ek vertel toe dit is nou my vrou vandag, ek het met haar getrou, en ek het vir die Here gesê, daai tyd toe ek hierdie covenant met hom maak, dat ek sal getuig hiervan, en ek het dit op ons troudag getuig, en ek seker daar's mense wat
dalk 'n saadjie geplant is vir die koninkryk as gevolg van hierdie getuienis. En miskien is daar iemand wat dit hoor vandag, wat dalk besef, hoorie, maar daar is 'n God. Daar is 'n God en ek kan na hom toe gaan met my daaglikse goed, met my lewenskeuses en hy sal my antwoord. En ek wil net nog aanlas by die getuienis, want toe ek nou vir haar sê, dis wat ek gebid het, en nou, toe dink sy eers, hierdie ou is bietjie mal, dis weird, jy weet, soos, hoe kan dit wees, en ek sê toe vir haar, jy is my trouvrou, ek weet dit, dis wat ek gevra het vir die Here, en man, en die Satan is mos nou maar lustig, want hy wil mos maar, hy wil nie hê dat die Here se wil vir jou lewe geskied nie, so hy begin so half twyfel saai, en sy begin twyfel, en ek sê vir haar, ek weet wat ek weet, maar kom ons sit hier so op hierdie bank, en kom ons gaan na die Here toe, ons bid, ons vra vir hom, en in my gebed, ek onthou die woorde, ek het gebid, Here, as dit U wil is, dat ons saamkom, dan sal niemand ons kan skei van mekaar nie. Maar Here, as dit U wil is, dat ons nie moet saam wees nie, Here, laat dit dan so gebeur, dan aanvaar ons dit, laat U wil geskied. Ja, en ek het net klaar gebid, en sy hardloop, sy spring op, en sy sê, Markus 10, en ek dink, vrouwmens, wat gaan nou aan? En sy hardloop waar na my Bybel toe, hy lê daar op my kas, sy gryp die Bybel, my Afrikaanse Bybel, en sy begin lees, en die Here gee vir haar die volgende vers, Markus 10 vers 9, en hy sê vir haar die volgende, hy sê, wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. En net daar, bevestig die Here vir haar, en hy gee vir haar duidelikheid. Want ek kon nie haar mind verander nie, ek kon nie haar mind change, en maar ek glo dat, luister, hierdie is die geval nie, ek vertrou die Here, en net daar tree die Here namens my in, en hy net daar, vat hy al die doubts weg, en hy wys vir haar, kyk, hy het ons saamgevoeg, hy het 'n plan met ons saam, en dis net een getuienis van baie, van hoe die Here al in my lewe deurgekom het vir my, maar ek dink die prinsip bly staan, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. En mag hierdie woord vir iemand 'n blessing wees, vir ongetroudes, wat dalk nog wag op iemand, maar ook vir getroudes, dalk bid julle saam, en julle vertrou die Here vir iets, bid, ken hom in jou weë, vra vir hom, wat is hy wil, gee die uitkoms vir die Here, en hy sal jou grootste verwagtinge oortref. Ek seën jou in die naam van Koning Jesus.